Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Vanaand se onderwerp is: gaan robotte Suid-Afrika verander? Nou dis natuurlik 'n tamelike modieuse onderwerp om oor te praat, want robotte is iets waaroor jy wat in die media berig word, of in elk geval op die internet. En maar ek dink, as ons mooi daaraan dink, dan is daar twee dinge wat Suid-Afrika oor die afgelope 20-30 jaar verander het. En in die eerste instansie is dit demografie. Want daar rondom 1960 was die blanke bevolking min of meer 20% van die landse bevolking, en ons weet almal dat dit het nou gedaal tot 7%. Daarmee saam was daar natuurlik 'n geweldige migrasie oor ons grense heen uit die hele Afrika. Dus hoe mense ook al daarna kyk, Suid-Afrika het reeds 'n soort dystopie geword. Dit is reeds eintlik 'n oorbevolkte land wat nie in sy eie behoeftes werklik kan voorsien nie, of die orde kan nie meer gehandhaaf word nie. En ek dink vorentoe sien ons eintlik net 'n afdraande pad as gevolg van die demografie wat so verander. En kyk, demografie is ook 'n ontsettende probleem reg deur die westerse wêreld, in Europa, in Noord-Amerika en Rusland, waar al die Europeërs en natuurlik 'n klomp Oosterlinge soos die Japanners is ook besig om hulle bevolkings is besig om verskriklik te verouder. In Italië kan jy blykbaar vir €1 'n huis koop, wat die staat net eenvoudig vir jou so beskikbaar aanbied, as jy dit net so 'n bietjie sal regmaak en daar gaan bly, want hulle het nie meer mense nie. En een rede hoekom daar soveel mense immigreer uit Suid-Afrika is natuurlik, aan die een kant is daar 'n stootfaktor in die vorm van al die rassewette wat teen mense diskrimineer, maar aan die ander kant is daar ook 'n trekfaktor daar oor kan die water, want in Europa en waarskynlik in Amerika ook, is daar hele sektore van die ekonomie waar hulle nie genoeg opgeleide mense het nie, want daar is eenvoudig nie meer genoeg mense nie. Daar is nie genoeg kinders gebore oor die afgelope 20-30 jaar nie. En dis die probleem waarmee ons sit. Nou, Suid-Afrika is natuurlik 'n land waar arbeid tradisioneel goedkoop was. Trouwens, ons hele ekonomie is op mynbou aanvanklik gebou, asook die landbou natuurlik, waar ons van goedkoop arbeid gebruik gemaak het. En as ons natuurlik kyk na die gemiddelde pad wat daar buite gebou word, dan dan staan daar 20-30 werkers rond met grawe en weet jy, 2 of 3 masjiene. En daar's een wat die vlag swaai, aan albei kante is al vlag wat fisies geswaai word. En dit lyk heeltemal anders in ander dele van die wêreld waar daar nie soveel goedkoop arbeid is nie. Ek was byvoorbeeld eendag seker so 8 of 10 jaar gelede, is ek uitgenooi Stockholm toe na 'n konferensie toe. Die ding het baie laat aangehou in die nag, en toe het ek die moltrein gehaal, iets soos 2-3 uur in die oggend of iets, en daar uiteindelik by die stasie uitgekom, waar ek moes wees, maar ek het toe ongelukkig die verkeerde uitgang geneem. En toe verdwaal ek hopeloos in die donker. Maar dit is heeltemal veilig, destyds in elk geval nog. En toe op 'n stadium toe ek nou so vaagweg my weg begin terugvind na die woonstel waar ek oorgeslaap het, toe sien ek daar is 2 of 3 sulke blanke Sweedse mans, en hulle is besig om in die middel van die nag 'n pad te bou met masjiene. En daai 2 of 3 mans, hulle bou 'n hele pad. Nou dit het my onder die indruk gebring dat, ja, jy weet, die produktiwiteit in Suid-Afrika
is in vele opsigte nie na wense nie. Jy weet, in baie ander lande word dit anders gedoen. Jy weet, in Europa is dit nie. Mense sien dit in Amerika ook, in 'n mate by die lughawens staan daar so 'n klomp wagte rond en sulke tipe goed. Maar in Europa sien jy dit feitelik nooit nie. Jy weet, arbeid is verskriklik duur en daarom word dit nie vermors op enige projek wat aan die gang is of wat ook al. Maar nou ja, die punt van hierdie uitsending is eintlik dat tegnologie het ons eintlik in staat gestel om oor die afgelope 20 tot 30 jaar te oorleef in Suid-Afrika, want ek dink vele mense werk reeds online, daar's baie, selfs die wat by tye immigreer en weer terugkom, hulle kry dit ook reg vanweë die kommunikasiemiddele wat daar reeds bestaan. Ek is altyd besig om vir my kinders te sê, hulle moet onthou, toe ek my M-verhandeling geskryf het, het ek dit op 'n tikmasjien gedoen met Tipex. En so rukkie daarna, 'n jaar of 2 daarna, toe het die eerste, hulle het dit woordverwerkers genoem, toe dit verskyn en toe ek die eerste keer 'n rekenaar gekoop het mense vir my gevra, maar wat wil jy daarmee doen? Ek is een van die eerste mense wat 'n rekenaar gekoop het in Suid-Afrika. Nou, net so, ons het hierdie hele inligtingsrevolusie gehad, maar hier kom nou, tans beleef ons nou die revolusie van, of omwenteling van kunsmatige intelligensie, en daarmee saam motors wat hulle self gaan reeds bestuur, en dan, wat eintlik al 'n vorm van 'n robot is, en dan die robotte self, wat binne die volgende, ek skat, binne die volgende 5 jaar, gaan alle forme van goedkoop arbeid eintlik verdwyn. En al wat gaan oorbly, gaan, jy weet, eintlik intellektuele arbeid wees, wat in 'n mate ook reeds deur kunsmatige intelligensie oorgeneem word. Dat is 'n geweldige probleem aan die universiteite tans, omdat 'n klomp van die studente eenvoudig net kunsmatige intelligensie gebruik om huiswerk te doen. En ek dink daar's allerlei gesprekke daaroor aan die gang, presies wat die universiteite moet doen, want uiteindelik is dit dalk die robot wat die graad gaan verwerf en nie meer die individu nie. Maar ek wil nou sommer net vir u, voordat ek verder gaan, so 'n stukkie speel sommer van die internet af van Elon Musk se Optimus 3 robot wat deur sy maatskappy Tesla ontwikkel is en blykbaar teen aanstaande jaar op die mark gaan kom. Ek sal dit sommer nou hier op die skerm gou plaas. Been remotely controlled. So, what's the real story behind Optimus's impressive performance? Welcome to Tesla Car World. Please be nice to the Optimus robots. So you'll be able to walk right up to them and they'll serve drinks at the bar. All right, we don't deny that the Optimus robot really stole the show at Tesla's Robotaxi launch event. Now, in theory, the We Robot event was supposed to be all about the Robotaxi, as it was the main focus of the event. However, when Elon brought out a group of humanoid robots in front of the crowd, that's when we realized the true stars of the show were those robots. None of us could have imagined that Tesla would be generous enough to bring around 50 robots and 2 brand new fully autonomous cars to the event, giving us all a chance to experience it firsthand. Yes, they were incredibly impressive beyond anyone's expectations. Although Tesla only brought out around 50 robots, the company may have already bought hundreds. Musk confirmed that integrating technology already developed for Tesla's EVs into Optimus has allowed the company to move faster than usual, meaning Tesla didn't have to build Optimus from scratch, but rather leveraged existing technology to quickly ramp up towards the goal of making thousands of units by next year. According to Elon Musk, advanced technologies like battery systems, motors, power electronics, and AI from Tesla's vehicles can also be applied to the humanoid robots. So everything we've developed for our cars, the batteries, power electronics, the advanced motors, gearboxes, the software,
the AI inference computer, it all actually applies to a humanoid robot. Elon stated that even the Cybercab's robotaxi and robovan. Nou ja, waarskynlik het jy al van hierdie beelde teëgekom op die internet, maar dit gaan 'n totale slagting veroorsaak sover dit ongeskoelde arbeid betref. Ek dink die proses is eintlik reeds aan die gang. En vir Suid-Afrika gaan dit hierdie dystopiese elemente wat ons reeds ervaar, die verskriklike wetteloosheid, misdaad, wanorde, gaan dit eintlik vererger. Ons gaan heeltemal in 'n soort wetenskap fiksie verhaal inbeweeg waar waarskynlik gaan daar miljoene der miljoene honger mense wees wat geheel en al agtergelaat is deur hierdie soort robot-ekonomie wat gaan ontstaan. En die mense wat oor die nodige fondse beskik en ons het voorheen gepraat van die kastele, jy weet dat Suid-Afrika het ons 'n nuwe middeleeue beleef. Mense wat wel hulle self kan beskerm in hierdie soort eie tydse kastele wat na die middeleeuse model opgerig is agter die mure, hulle gaan nie meer ander mense nodig hê nie. Jy gaan eenvoudig waarskynlik 'n lyfbediende in jou huis hê wat jy gekoop het, wat jy dalk met 'n banklening kan afbetaal. En hy gaan nooit staak nie, gaan niks steel nie, hy gaan nooit kla nie, en hy gaan vir jou kos maak en jou vir jou koffie maak en wat ook al, of jou swembad skoonmaak en die hy gaan die gras sny, wel Dawie Rood in 'n vorige gesprek het gesê dat hy het reeds so 'n ding, outomatiese grassnyer wat sy gras sny. Dit is die wêreld waarheen ons op pad is. En ek is bevrees dat die huidige model van die Suid-Afrikaanse ekonomie, sowel in die landbou, mynbou en elders, vervaardiging, wel selfs in supermarkte en al die tipe goed, waar daarvan arbeid gebruik gemaak word om goeders op rakke te plaas of te vervaardig of te administreer. Dit gaan eintlik alles deur hierdie kunsmatige intelligensie en masjiene oorgeneem word. En dit wat oorbly, gaan eenvoudig 'n soort kulturele dimensie wees. En die mense met kultuur en opvoeding wat in staat is om hierdie verandering te hanteer, hulle gaan 'n soort van 'n natuurlike aristokrasie uitmaak wat in hierdie vestings kan oorleef, terwyl daar buite hierdie soort chaos en wanorde gaan heers, waar mense eenvoudig nie sal kan verstaan waarom die funksie die ekonomiese funksie wat hulle gehad het, nou skielik nie meer bestaan nie, en waar, enigiemand wat nie oor 'n baie hoë graad van opleiding en tegniese opleiding beskik, dat so 'n persoon is nie meer, kan nie meer in diens geneem word nie. Daar is nie meer 'n plek van hom in hierdie samelewing wat binne in die nabye toekoms tot stand gaan kom nie. Maar dit gaan alles natuurlik geweldig nuut wees en dit gaan groot aanpassings vir ons verg, maar ek dink ons het tot dusver noodgedwonge gegee al die revolusionêre veranderings wat daar in die land al plaasgevind deur die afgelope 20-30 jaar. Ek dink nie daar is nog 'n ander samelewing op aarde wat soveel maatskaplike veranderings ondergaan het nie. Dit is eenvoudig ongekend. Ek dink as dit die gemiddelde Europese land moet tref, sal daar 'n totale revolusie wees. Daar sal opstand wees en betogings op straat en wat ook al. As jy vir
jy weet, baie van die wette wat hier by ons toegepas word, wat ons nou maar so gelate aanvaar, ek dink omdat ons in 'n ongekende soort sielkundige operasie gebreinspoel is, om dit as die werklikheid en vanselfsprekend te aanvaar. Dit sou nooit in enige ander land kon gebeur nie. Mense sou dit eenvoudig net in hulle massas verwerp het en daar sou waarskynlik 'n burgeroorlog uitgebreek het of iets van die aard. Maar is nie soos wat die demografie wat ons tot by hierdie punt gebring het van sê maar 1960 aan of even selfs daarvoor waar ons half magteloos gelaat is tot 'n magtelose minderheid in ons eie land gereduseer is, om nou die titel van Martin Bosma se boek Minderheid in eie land te herhaal, dink ek hierdie tegnologiese ontwenteling wat nou gaan plaasvind, gaan na die ander kant toe speel, in die sin dat die massa mens, dit gaan hom baie harder tref as vir ons, en diegene met hulle eie beleggings wat in die produktiewe maatskappye kan belê en in die nuwe tegnologie wat Tesla aandele besit of kripto, wat ook al. En dit gaan eintlik nie meer nodig wees om te werk nie in die tradisionele sin van die woord nie. Jy gaan meer in 'n wêreld leef waar jy kan ontspan of jouself kan kultiveer, waar jy tale kan aanleer. Trouwens, ek het gevind nou, ek is maar altyd bietjie lui om tale aan te leer. Alhoewel ek dan in Frans aan die knie gekry het, noodgedwonge omdat ek daar gewoon het, maar ja, oor die afgelope tyd het ek, jy weet, op my foon en waar ek al het ek Russies, Italiaans, Sweeds aangeleer en selfs my Nederlands verbeter, ek sê 'n klein bietjie Duits. So ons gaan regtig onsself kan ontwikkel tot 'n baie hoër vlak. Weer eens, dit is so 'n wetenskap fiksie wêreld waarin ons ingaan. Ons gaan saam met die masjiene leef, maar terselfdertyd gaan jou verstand diegene wat kan, gaan in staat wees om hulle bewussyn te verhoog, om hulle verstand verder te ontwikkel, om beter insigte in die wêreld te verkry, en hulle gaan in 'n soort utopie amper kan lewe, maar terselfdertyd sal daar die donker kant ook wees, waar jy weet in die middeleeue, ek weet in Frans het hulle gepraat van die wêreld aan die ander kant die kasteelmuur, het hulle die sone genoem, la zone. En daar gaan 'n sone wees, en waar jy nie wil weet wat daar aangaan nie, maar daar gaan hierdie soort gekoesterde ruimte is vol robotte wees waar jy nie meer hoef te werk nie, en waar jy net musiek kan luister en kan lees en dinge kan uitdink en jou beleggings kan kan uitvoer en kan tred hou met die veranderinge wat in die wêreld plaasvind, en jy weet, miskien kan jy selfs sekere metale aankoop of Tesla aandele, kripto, wat ook al. Al daai hele wêreld is soort van 'n intense intellektuele wêreld gaan tot ons beskikking wees. En die feit dat ons so, kyk hierdie soort demografiese winter wat daar heers in die weste en in Japan en Korea en al daai plekke, al die lande met die hoogste intellektuele potensiaal, want ons weet as mens kyk na al die IQ-studies, die oosterlinge, Japan en Korea het eintlik 'n soort van 'n mediaan IQ wat so klein bietjie bokant die blankes en is bokant die westerlings sin verkeer, maar hulle word die hardste getref deur hierdie demografiese winter, die gebrek aan kinders. Maar miskien gaan dit moontlik wees om in hierdie geoutomatiseerde, gerobotiseerde wêreld
ook weer die demografiese probleem om te keer, wat dit dan dalk vir vroue makliker sal maak om kinders te baar en op te voed. Maar dit is nie 'n uitgemaakte saak. Op die oomblik sien ek dit nie eintlik gebeur nie. Dit lyk net vir my, dit is wel iets fatalisties wat ons oorgekom het, ook van die 60er jare af. Maar ons sal ook eers al hierdie ideologieë soos feminisme en alles wat daarmee saamhang met begin aftakel en terugkeer na 'n soort gesinsopset toe binne hierdie hoë tegnologie wêreld waarin ons gaan leef. Maar ja, dit gaan 'n baie interessante wêreld wees en jy weet, net soos ek een van die eerste mense was in Suid-Afrika om 'n rekenaar te koop, dink ek wil een van daai robotte hê, want ek dink ek het so 'n assistent of iets nodig. En ek dink baie mense gaan so voel. Jy weet dat jy 'n bietjie wat die rakke kan afstof en jy weet, jy kan dalk selfs jou skoene skoon maak of wat ook al, sodat 'n mens op die dinge wat regtig saak maak kan fokus en elke oomblik van die lewe kan geniet en die beste daaruit kan haal, want jy gaan dan van die sleurwerk ontslae wees. Jy weet net soos dit vandag baie makliker is om 'n teks te skryf op wat ek al op jou rekenaar of wat ek al is, wat dit was met die tikmasjiene of dit met 'n gansveer pen moes skryf. Maar ek dink, as ons net terugdink aan die ouens met die gansveer penne geskryf het, jy weet, iemand soos Balzac, hy het amper honderde boeke geskryf met sy gansveer pen. Hy het daar so in 'n huis net buite Parys gebly en hy het 'n klomp skuldeisers gehad ook, en dat hy so of nie maklik die voordeur oopgemaak nie, en hy het net so 'n jurk gedra met 'n skêr aan om die papier mee te sny, en dan die jurk was so bevlek met ink, soos wat hy nou met sy gansveer pen geskryf. En met daai tegnologie, met daai primitiewe tegnologie, het hy eintlik 'n ongelooflike hoeveelheid werke geproduseer en 'n hele wêreld vir mense opgeroep. Die gevaar bestaan natuurlik ook dat ons vanweë hierdie, want alles so maklik gemaak gaan word, dat ons nie ons volle potensiaal kan ontwikkel nie, want dit gaan, jy gaan ook die geneigtheid hê om te dink, maar ag wat, ek hoef eintlik niks te doen nie, die robot gaan dit vir my doen. Maar ek dink die ander aspek natuurlik, die keersy van hierdie soort wellewendheid wat daar mag kom vanweë die gerobotiseerde wêreld, gaan natuurlik ook intense nuwe vorme van oorlogvoering wees, wat ons reeds in 'n hoë mate in Oekraïne gadeslaan, waar dit nou die masjien teen die masjien is, en die hommeltuig teen die hommeltuig, en waar, jy weet, as mens dink aan al daai Terminator flieks van Arnold Schwarzenegger, waar die masjien teen die mens te staan kom. Ek dink daar gaan 'n element daarvan ook wees, en verseker gaan ons van hierdie robotte ook nodig hê om onsself te beveilig in hierdie soort ontwikkelde enklawes wat binne in hierdie vervalle wêreld wat ons reeds in ons land natuurlik kan sien. Daar gaan 'n vervalle wêreld ook wees. En net soos in ons land is sekuriteit seker, is een van die grootste bedrywe wat daar is, en dis een van die belangrikste bedrywe, en as jy met mense praat, is hulle eie veiligheid vir hulle die belangrikste ding wat daar is. Eintlik meer as hulle welvaart of jy weet, enige ander aspek, hulle eie veiligheid is vir hulle die belangrikste aspek van hulle lewe. En ons gaan hierdie geautomatiseerde, gerobotiseerde wesens nodig hê om ons ook te beskerm, om jy weet, die grensmure te dop te hou en te reageer en selfs op te tree teen
van hierdie ek weet nie mooi wat om hulle te noem nie, maar die ander wat ons gaan wil aanval, want uiteindelik nou die soort huidige neiging in Suid-Afrika, dat 'n gedeelte van die bevolking leef eintlik van misdaad en van diefstal en van, jy weet, op allerlei maniere, of dit nou diefstal van elektrisiteit, water, fisieke goedere, motors, klere of wat ook al is. Ek dink daardie neiging gaan eintlik vererger. Daar gaan 'n bepaalde deel van die bevolking wees wat slegs deur middel van diefstal en stropery en plundery kan oorleef. En ons gaan onsself daarteen moet beskerm en met behulp van al die tegnologiese hulpmiddele wat daar gaan wees en wat daar reeds in 'n hoë mate bestaan. Nou, miskien stem jy nie saam met my prognose of my voorspelling nie, maar ek sal graag hoor wat jy daarvan dink in die kommentaar en so meer. Maar ek dink meer as politiek of enige iets wat ons eintlik self kan doen, enige willekeurige aksies wat ons kan neem, tans, dink ek gaan hierdie versnelling van tegnologiese verandering en veral die koms van hierdie masjiene, die robotte, mensagtige masjiene, dit gaan die grootste enkele invloed op ons lewens hê, meer as enige, jy weet, verkiesing of politieke jy weet, aksie van iemand. In elk geval die politiek in hierdie land, jy weet, dit is eintlik totaal en al net negatief. Daar's geen positiewe uitwerking wat politiek al vir die afgelope 30, 40 jaar op ons land gehad het nie. Dit is net eintlik 'n vorm van, ja, van gewettigde diefstal wat aan die gang is. Ek het vandag iewers iets gesien dat aanlyn dat daar's iets soos 'n biljoen rand wat nou in Engels 'n triljoen genoem word, 'n biljoen rand wat aan sogenaamde daai vloekwoord bemagtiging bestee is. En die hoeveelheid mense wat sogenaamd bemagtig is, was minder as 100 mense. Wat vir jou 'n aanduiding gee, jy weet, wat hierdie stelsel eintlik besig is om te verrig. Ek dink daar was ook, ek het ook 'n ander baie interessante video gesien van die staatsdiens pensioenfonds en dat hulle omtrent al so 30-40 miljard rand daar geplunder het. Jy weet, sommer net so uitgegee het op allerlei van hierdie soort maatskappye, iemand stig 'n maatskappy en dan kry jy sommer 'n paar miljard rand en dan gee dit klaar uit en dan gaan die ding bankrot, soos hierdie Daybreak Foods, hierdie hoenderplaas. Daai hoenderplaas het 1,2 miljard rand gekos om mee te begin en toe gaan dit tot niet en hulle gaan nou weer geld daarin pomp en wat ook al. Maar nou ja, die robotte gaan dit alles vir ons verander en ek dink dit gaan die politiek ook grondig beïnvloed en die staat as sodanig. Ek weet nie of die staat, in die geval die Suid-Afrikaanse staat, dink jy kan tred hou met al hierdie dinge nie. Hy hou reeds nie meer tred nie. En hy gaan maar net so half 'n oorblyfsel wees uit 'n vorige tydvak. 'n bietjie soos, ek weet nie, met die Katolieke Kerk kom in die middeleeue en hy speel seker nog 'n rol, maar hy speel nie meer die politieke, die oorwegende politieke en geopolitieke rol wat hy sê nou maar in die middeleeue gespeel het nie. In die Katolieke Kerk in ons land is natuurlik nie so 'n magtige instelling nie. Maar ek dink die politieke partye, hulle gaan meer soos, ek weet nie, soort van stokperdjie
verenigings wees of iets van die aard. Hulle gaan nie eintlik meer 'n baie groot rol kan speel nie en die mense, ons gaan self eenvoudig net ons eie werklikheid moet skep met behulp van al ons masjiene wat ons van Tesla en wie ook al gaan aankoop. Nou ja, dis miskien 'n onvegbare video wat ek nou hier gekonstrueer het, maar ek stel belang om te hoor wat jy daarvan dink. Tot volgende keer, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en dan maak ons weer so. Totsiens.